Goeiemôre al julle mooi mense. Dit is vandag die 26 Augustus. Dis Woensdag. Heerlike, fantastiese, mooi dag hier in Pretoria. So baie om voor dankbaar te wees. Al wat ons moet doen, ons moet dit net spreek. Binne in ons mond is daar lewe of dood. Alles wat jy sien is 'n wonderwerk. Gaan net bietjie buite. Kyk net na die bome, dis 'n wonderwerk. Gaan kyk na die blommetjies. Dis nog 'n groter wonderwerk. Hier in my tuin het daar sommer net 'n paar pele hier onder die grond, bolle het uitgekom. Dis wonderwerke. Jy kan nie met jou hand hulle so mooi maak nie. Dis die Here. Ja, jy's reg. En dan binne elke perskeboom en elke mango boom is daar 'n klomp mango's. Jy sien hulle nie, maar hulle gaan kom. Dis God. Wonderlik. Elke dag is daar 'n wonderwerk. Jy hoef nie ver te soek nie. Gaan kyk net na jouself in die spieël. Dan sien jy ook 'n wonderwerk. Miskien is dit nou nie meer die ou of die girl wat jy altyd gedink het dit is nie. Jy bly nog steeds 'n wonderwerk. Die hoogste skepping in God se hart was die mens. En hy het ons gemaak na sy beeld. Dink net hoe groot wonderwerk is ek en jy. So ek praat nou met klomp wonderwerke. Nou, ek wil 'n bietjie praat oor 'n wonderwerk. Daar's 'n ou in die Bybel en hy het dit nie maklik gehad nie. Sy naam was Josef. Ja, Josef, as jy aan hom dink jy aan daai pragtige kleed wat sy pa hom gegee het, omdat sy pa hom dalk 'n bietjie bederf het. Maar daar was iets groter as dit. God het 'n plan met hom gehad. Jy sien, God het die uiteinde gesien. Josef was binne in 'n groot wêreld, in 'n groot gemors was hy ingetrek. Ja, hy het een ding gedoen. Hy het drome gehad. Sy grootste probleem wat hy gehad het, was drome. Kan jy dink dat jou drome word jou ondergang? Maar tog later kom God se plan deur. Uiteindelik droom hy van sy broers en hy sê vir hulle, luister, ek het julle gesien dat julle eendag voor my gaan buig. Hulle is baie kwaad van. Hoe durf jy jou klein strooi? Jy kan mos nie so vir ons sê dat ons nou voor jou. Wie dink jy wie's jy? Dink jy nou jy is 'n koning of 'n god? Dis 'n fout. Jy sien, hy het gedroom. Hy kan nie help wat hy droom nie. Dit was 'n profetiese droom. En dan, onthou jy, vat hulle hom en gooi hom in 'n put. Hulle wil hom doodmaak. Uiteindelik vat hulle sy kleed, hulle ou slag 'n ou skaapie, gooi die bloede op en vertel sy pa Jakob, jou gunsteling seun Josef is dood. En dan vat hulle hom daar na die put toe, en daar by die put kom die manne, die Ismaeliete verby. Ja, die moslems. Hulle het hom gevat, hulle het hom gekoop, en hulle het hom gaan verkoop daar op 'n plek, op 'n mark, waar Potifar dan uiteindelik hierdie jongman sal koop. Hy vat hom daar na Egipte toe. Jy's reg, Egipte. Uiteindelik is hy daar en vinnig gebeur dinge met hom. Maar ek wil by 'n spesifieke plek kom, hoekom ek hierdie boodskap vir jou begee. Ek wil dit vir jou lees in Genesis 39. Hoor 'n bietjie wat gebeur, dat jy moet verstaan dat Josef kom nou van waar af? Hy kom van Kanaan af. Hy kom van Kanaan. Wat is Kanaan? Die beloofde land. God se land. Dis waar Jakob en sy seuns gebly het. Daar bly Josef. En dan gaan hy Egipte toe. Waar is Egipte? In Afrika. En Egipte is maar 'n droë land. Egipte is 'n land vol sonde, hulle het afgode. Dan verkoop hulle hom aan Egipte. En daar kom hy, lees gou saam met my, Genesis 39 vers 5. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis, en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. Dit is vir my absoluut fantasties, om te dink, dat toe hierdie Josef, hierdie weggooi mens, weggooi seun, vol drome, toe hy by 'n land uitkom, toe seën die Here die land ter wille van hierdie man wat opgedaag het. Kan jy dink, hy was die blessing. Hier kom die blessing in 'n goddelose land in, en die Here seën hulle. Ja, uiteindelik word daai land die land wat die meeste koring in die wêreld het. Toe die groot droogte oor die wêreld kom, moes hulle almal terugkom na Egipte toe. En raai wat? Sy ou lelike broers moes voor hom kom buig, net soos wat hy gedroom het. Maar hy het 'n hart van Jesus gehad. En hier buig die broers. Hy kon hulle vermorsel het, maar hy het nie. Inteendeel, die woord sê hy het geween. En uiteindelik het God hierdie verhouding tussen hom en sy broers en sy pa herstel. Wat 'n man na God se hart, Josef. Ja, die Here het Egipte geseën ter wille van Josef. Ek wil oor jou profeteer. Ek wil oor jou spreek.
dat die Here wil jou besigheid, die Here wil jou omstandighede, daar waar jy is, die Here wil jou plaas, die Here wil jou werk, daar waar jy is, die Here wil jou werk, jou dorp seën, omdat jy in daai plek is. Jy is reg, jy is die lig in 'n donker wêreld. Kyk net, wat 'n man van integriteit. Die Here seën die hele land, omdat Josef opgedag het. Wat 'n storie. Mag dit so wees met jou, dat die Here jou en jou huis, en jou besigheid, en jou dorp, en jou familie, en Suid-Afrika sal seën, net omdat jy hier is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie pragtige woord, dis u woord. U leer ons vandag, dat u wil ons seën, omdat u in ons is, Here. U wil nie ons vervloek nie, Here, want Christus leef in ons. Die vloek het op die kruis gehang, sodat ons die seën kan word. Dankie, Jesus, dat u dit alles vir ons gedoen het, sodat ons 'n seën kan wees. Ek loof en prys u naam. Amen. 'n fantastiese, wonderlike, heerlike geseënde dag. Spreek ek oor jou lewe. Stuur hierdie boodskap vir soveel as moontlik mense, want hoe meer mense geseën word, hoe meer word Suid-Afrika geseën. Totsiens, jou beste lê voor, tot 'n volgende keer.